Goeiemôre en baie welkom by ons erediens, ons eerste een van hierdie jaar 2026. En soos ek ook op die eerste skyfie gesien het, wens ons al julle self en julle gesinne 'n voorspoedige en 'n geseënde 2026 toe. Mag die Here saam met julle op hierdie pad loop en julle hom ken in julle harte en weet hy is met ons. Ons voorsang vanoggend kom uit Lied 197, Wonderbare Koning. Wonderbare koning, heerser oor die schepping, ons bring U ons lofgesange. Deur die goedheid, Vader, kan ons tot U nader, U is ons diepste hartsverlange. Ons as kinders van die Here staan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Die Here sê vir ons, jou hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Amen. Nou kom ons sing nou tot lof van die Here en ons sing wel uit Psalm 23, die Here is my herder. Daar is niks wat my ontbreek, en groene weiveld
Geliefdes in die Here, wat leer die 10 gebooie ons? Leer ons wat is die verkeerde dinge in die lewe? Leer ons hoe om vir God lief te wees? Leer ons om vir mense om ons lief te wees? Leer ons hoe God wil hê ons moet lewe? Daardie word ons bewus van God se heiligheid, asook ons eie sondes. Luister hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En ons weet hoe liefdes ons is teenoor God en teenoor ander mense. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo sal lewe. En almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bevestig dit wat ons sopas geluister het na en wat ons sopas bely het, deur saam te sing uit Lied 254, Spreek Heer. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. O almagtige Heer en Hemelse Vader, ons dankie vir die leiding en die beskerming in hierdie afgelope jaar, Here. 'n Jaar wat sy goeie dinge en sy moeilike dinge geken het, Here, vreugdes en hartseer en verdriet. Maar ook, Here, dae en tye wanneer ons weet, U is met ons. U het ons gelei, Here. Maar so vra ons ook nou, neem ons hand, Here, in hierdie jaar wat voorlê, en 2026 se pad wat ons moet stap. Laat ons op die lewensweg gaan saam met U. U goedheid ken geen perke nie. Ons kan net U dank, Here, en U loof en prys vir wat U vir ons as mense kan doen. En dan, Here, vra ons so onwillekeurig, wat dink ons daaraan? Wat is die mens dat U aan hom dink, Here? Dat U ontferm oor ons, dat U liefde en genade uitstort oor ons. Dan kan ons net teruggaan na U woord toe, Here. En U het ons geskape volgens U beeld, volgens U wil. En ons sê vir U dankie, Here, dankie vir genade op genade wat ons ontvang. Vergifnis vir ons sondes wat ons so keer op keer vra, Here. Nou, Here, nou vra ons U ook, bring rustigheid in ons harte. Laat ons die dinge wat ons gedagtes wegvat van U woord af, laat ons dit eenkant toe stoot, Here. Laat ons fokus op die woord wat U vir ons wil hê. Dat ons harte rustig raak, Here. Dan vra ons ook, open ons oë en die ore van ons siel, sodat ons U woord kan inneem. Dat ons die boodskap kan ontvang wat U wil hê ons moet hoor, Here. Here, U weet ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie. Ons smeek dit enkel uit genade. Amen.
Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 vanaf vers 1 tot 13. Ek lees weer vanaf vers 1. Die opskrif hierso is Samuel salf 'n ander koning. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning." Samuel vra toe: "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." En die Here sê vir hom: "Neem 'n vers saam en sê: Ek het gekom om vir die Here te offer. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel." Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad ontstel tegemoet kom en gesê: "Kom u in vrede?" En hy het gesê: "Ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe." Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink: "Die gesalfde van die Here staan hier voor my." Maar hy sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. En hy dink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. Daarna het Isaai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook nie hierdie een nie gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai: "Die Here het nie een van hulle gekies nie." Daarop het Samuel vir Isaai gevra: "Is dit al jou seuns nie?" En hy het geantwoord: "Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op." Toe sê Samuel vir Isaai: Laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie." Isaai het hom laat haal, en hy het 'n rooi gelaaskeur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here: "Staan op, salf hom, want dis hy." Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Ons lees tot sover. Bevoorreg sal die woord van God hoor en dit in harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord. Die vra u seën op die gepredikte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is: die Here kyk nie na dieselfde dinge as mense nie. Ons teksvers kom daar van vers 7, maar hy sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie." Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Nog liefdes in die Here, ons leef in 'n wêreld waar mense voortdurend na mekaar kyk. Ons kyk eers hoe iemand lyk, hoe hulle praat, hoe hulle optree, wat 'n indruk hulle maak. Ons kyk na hulle prestasies, na hul sukses, na dit wat op die oog af goed en indrukwekkend is. Dikwels, sonder dat ons dit agterkom, baseer ons oordeel en ons verwagtinge op dit wat sigbaar is. So gaan die wêreld te werk. So verwerk ons as mense dit in ons gedagtes en optrede. Maar vanoggend word ons geroep om anders te kyk. Ons word uitgenooi om saam met God te kyk, om ons visie of manier van kyk te verander. Die woord wat ons gehoor het sê dat dit iets wat ons hele manier van sien omkeer. Die Here kyk nie net dieselfde dinge as mense nie. En die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. En ons, as Christen gelowiges, weet dit maar al te goed. Hierdie waarheid word nie aan ons geleer deur 'n teologiese lesing by te woon of deel te neem aan 'n ingewikkelde bespreking nie. Dit word aan ons vertel deur 'n verhaal, 'n lewende menslike verhaal vol spanning, onsekerheid, vrees
en met 'n verrassingselement. 'n Verhaal wat begin by 'n man wat treur. Samuel, die profeet van die Here, is in rou. Hy treur oor Saul, hy treur oor wat kon gewees het. Hy treur oor 'n koning wat hy met sy eie hand gesalf het, maar nou deur God verwerp is. Besef u wat dit beteken? God het Saul as koning gekies, maar hy het hom nou verwerp. Want Saul het die opdragte van die Here verontagsaam. Met ander woorde, hy het nie ag geslaan op dit wat die Here vir hom vertel het om te doen nie. En wat sien ons verder hierso? Ons sien dat Samuel nie net 'n profeet is nie, maar hy's ook 'n mens. Hy het gehoop, hy het gebid, hy het geglo dat Saul die regte man sou wees. Maar nou is hy weemoedig en hartseer. Die Here kom na Samuel toe met 'n vraag wat diep raak. Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur? Dis nie 'n veroordelende vraag nie, maar dis 'n eerlike een. God erken Samuel se pyn, maar hy roep hom om vorentoe te kyk. God se werk staan nooit stil by menslike mislukking nie. Waar mense vasteken wat was, werk God reeds aan dit wat kom. Herken u uself hierin? Hou jy jou oë toe of open dit vir die Here se pad vorentoe? En die Here gee 'n opdrag aan Samuel. Gaan na Bethlehem toe, na die huis van Isaïe. Daar, sê God, het hy vir homself 'n koning gekies. Samuel se reaksie is weer eens onmiddellik menslik. Hy's bang. As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Samuel weet hoe gevaarlik hierdie opdrag is. Hy weet wat op die spel is. En tog gaan hy. Nie omdat hy vreesloos is nie, maar omdat hy gehoorsaam is. Geloof beteken nie dat ons nooit bang is nie. Geloof beteken dat ons, selfs met bewerige hande en voete, die pad loop waarop God ons stuur. Samuel, sodra hy in Bethlehem aankom, is daar spanning in die lug. Die leiers van die stad kom hom ongesteld tegemoet. Kom u in vrede. Hoekom vra hulle dit? Hulle weet as Samuel opdag, gebeur daar dinge. Daar kan oordeel wees. Dis 'n woord van God. Van God se woord laat mense nie onaangeraak nie, bly nie. Dit bring verandering mee. Dit bring soms ontsteltenis. Dit bring die waarheid na vore. Maar Samuel verseker hulle dat hy in vrede kom. En hy nooi die leiers van die stad, Isaïe en sy seuns, na die offer vir die Here toe. Op een vereenkoms Isaïe se seuns binne. En toe Eliab voor Samuel verskyn, dink Samuel by homself, dit moet hy wees. Hier staan die gesalfde van die Here reg voor my. Hy lyk reg, hy lyk sterk, hy lyk soos 'n koning behoort te lyk. Hy sien met sy oë en dadelik aanvaar hy. En dan hoor Samuel die stem van die Here. Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie. Met ander woorde, moenie kyk soos mense kyk nie, want die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Hier word ons hele manier van oordeel ontbloot. Selfs Samuel die profeet kyk eers met menslike oë. Hoeveel te meer ons? Ons sien wat voor ons is. God sien wat binne is, binne in ons is. Ons dink ons sien potensiaal raak. God sien egter die mens se hart raak. En dit kan vrees inboesem of vrede bring, want ons besef die Here ken my wel en my wee. Hy weet van my swakhede, my dankbaarheid, my vrese en my smekings. En dit kan ons ook rustig maak, want ons hoef nie iets weg te steek vir die Here nie. Dit is so belangrik ons dit besef. Isaïe bring sy ander seuns nou voor Samuel. Abinadab, Sama, nog een en nog een en nog een. 7 seuns staan voor Samuel. 7 keer moet Samuel sê, die Here het ook nie hierheen gekies nie. Dit moes 'n ongemaklike oomblik gewees het.
verwarring, stilte, onsekerheid. Hoe dan nou? Ekskuus tog. Het die Here 'n fout begaan? Of van gedagte verander? Nee, nee glad nie. Die Here sien die pad vorentoe as nie soos ons as mense nie, maar hy sien dit wat gaan gebeur. En hy sien dit wat binne sy wil en sy geregtigheid is. Toe vra Samuel 'n eenvoudige maar belangrike vraag. Is hierdie al jou seuns? En Jesaja antwoord sommer so terloops. Die jongste is nog oor, maar hy pas skape op. Die jongste, nie belangrik genoeg om eers geroep te word nie, nie gereken as 'n moontlikheid nie. So moet ons ook nie ophou vra nie. Samuel het 'n vraag gevra wat die totale ommekeer gebring het. En so moet ons ook vir die Here ons vrae vra, want die Here kan vir ons situasies verander. Want onthou God se werk gebeur dikwels juis waar mense nie kyk nie. By die skaapkraal, by die wat aan die buitekant staan, by die werkers wat lief is vir die Here maar tog onopvallend voorkom. Samuel sê, laat haal hom. En hulle wag. Niks sal gebeur voordat hierdie seun nie daar is nie. Want hierdie oomblik sal nie aangaan sonder die jongste seun nie. Wanneer Dawid inkom, is daar niks koninkliks aan die toneel nie. Hy is nie voorberei nie. Hy is nie skoon aangetrek nie. Hy ruik na die veld. Hy is 'n seun wat die herder vir sy pa se skape is. En tog sê die Here vir Samuel, staan op, salf hom, want dis hy. Nie eendag nie, nie wanneer hy bewys hy is reg nie, nie wanneer hy eers volgens hulle denkwyse voorbereid is nie. Nee, op hierdie oomblik. Want God se keuse is nie afhanklik van menslike gereedheid of die menslike se tik van lysies en goed nie, maar van goddelike roeping. Samuel salf Dawid net daar, in die teenwoordigheid van sy broers. En die skrif sê, van daardie dag af, het die gees van die Here kragtig in Dawid gewerk. God roep nie net nie, hy rus toe. God laat sy geroepenis nie oor aan hulle self nie. Besef ons wat hier staan. Hierdie belangrike, een van die sterkste, ek wil amper sê, dele in die Bybel. Van daardie dag het die gees van die Here kragtig in Dawid gewerk. God roep en as ons antwoord, sal hy ons toerus vir die lewenspad. Sal hy ons die nodige dinge gee wat ons nodig het om die pad van die lewe saam met hom te stap. Ons moet ons oë en ons ore en ons siel ontvanklik maak daarvoor. Broers en susters, maar wat verder so belangrik is, hierdie verhaal eindig nie hier by Dawid nie. Dit gaan veel verder, want dit wys ons vooruit na die gesalfde, na Jesus Christus. Ook het hy nie gekom soos wat mense verwag het nie. Ook het hy nie indruk gemaak op grond van, kom ons sê, uiterlike heerlikheid nie. Hy het gekom as 'n gewone mens. Jesaja sê, hy het geen gestalte of luister gehad dat ons hom sou aansien nie. Maar God het hom gestuur. God het hom gesalf met die Heilige Gees. En deur Jesus Christus het verlossing gekom. En daardeur is die drie-eenigheid van Vader, Seun en Heilige Gees aan ons verduidelik en ons gevestig en dit wat ons tot vandag toe nog lei en behoed en bewaar en beskerm. Maar wat beteken dit vir ons vandag? En ek sluit af met die volgende woorde. Dit beteken dat God ons roep om anders te kyk, om stadiger te oordeel, om nie die mense af te skryf op grond van wat ons sien nie, om onsself ook nie te meet aan die wêreld se maatstawe nie. Dit wat vir die wêreld goed is, dit wat die wêreld nodig het om te sê jy's okay. Nee, dit werk nie so in die Christelike lewe nie. Want dit beteken dat God se wat ons ook moet insien, is dit beteken dat God se oog dalk rus op iemand wat ons nie raak gesien het nie. Dit beteken dat God dalk werk in 'n hart wat stil en nederig is. Dit beteken dat God se koninkryk anders lyk as wat ons verwag. Maar verder beteken dit dat jy jouself as swak en minder sien, maar ook groot is in die oë van die Here.
waar jy nie swak en die mindere is nie. Onthou, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. So sien die Here jou innerlike en weet wat sy potensiale in jou is om sy werke uit te voer. Hy weet watter pad jy in 2026 saam met hom kan stap. Besef jy, die Here ken reeds die pad wat ons hierdie jaar gaan stap. En ons kan net aan ons hoofde buig en sê, dankie Here dat U met ons is. Want hoe die pad ook al gaan uitwerk vir ons, U is met ons. Mag God ons oë open en genees. Mag hy ons harte leer om ontvanklik te wees vir sy wil. En mag ons so Samuel leer om gehoorsaam te wees, selfs wanneer God se keuses en sy weë op ons pad ons verras. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord. Dankie dat ons kan besef dat U 'n ander manier kyk, Here. 'n ander manier is wat ons as mense kyk. Here, U kyk met oë wat eerlik, regverdig is en onveranderlik is. En dis ons troos en ons, ek wil amper sê ons standhouding, Here. Want ons weet, dit wat U beloof het en dit wat U sê en dit wat U doen en dit wat in U woord staan sal, is onveranderlik. Ons kan dit glo, ons kan dit in ons hart vasmaak. En Here, daarom vra ons U, open ons harte, Here, om U woord daarin getrou en naby te hou. En as ons struikel en as ons val, dat ons weet waarna om te gryp. Dat ons weet dat ons keer op keer kan teruggaan na U toe. Here, U kyk na die innerlike. Wat 'n vertroosting is dit nie vir ons nie. U ken my hart, U ken elkeen van ons wat luister se hart. En U weet waar is die seerplekke. U weet waar is die plekke wat ons so sukkel om self te laat genees, Here. Maar as ons na U toe vat, U is die groot genees, Here. U is die een wat ons vertroos, krag gee en op die pad vorentoe plaas. Dat ons met vertroue kan stap. Ja, Here, ons weet daar gaan dinge tye wees en daar wees wat dit moeilik gaan. Ons weet daar gaan hartseer kom. Daar gaan tye wees wanneer ons nie weet of ons herwaarts of derwaarts moet gaan nie. Maar so ook, Here, gaan daar tye wees wat ons kan sê in dankbaarheid, prys die Here. Laat ons U loof en prys elke dag van ons lewe. Laat ons besef, U is ons verlosser. U is ons koning. Here, U het ons geplaas op hierdie aarde met 'n doel. En ons glo en ons vertrou en ons hoop. En ons weet dat U ons eendag sal kom haal, Here. Of ons nog lewe of ons reeds gesterf het. Om by U in U koninkryk te bly. Dit is ons troos en dit is ons hoop waar ons vashou. Ons dankie daarvoor, Here. Seën elkeen van ons, gaan die pad met ons in die jaar wat voorlê. Om U heilige naam se ontwil. Amen. Ons slotlied vir oggend wat gekies het is heel toepaslik, want ons kan nie die Heer se goedheid pyl nie. Kom ons luister daarna. Lied 200. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Ons wil ons hart tot U
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede hoor en aan julle vrede gee. Amen.